Wat as ons vandag 'n splinternuwe stuk van die internet kon bou, van die grond af op? Wel, dis presies waarna ons gaan kyk. 'n Ongelooflike dapper plan om presies dit te doen. Kyk na hierdie syfer, $32 miljoen. Dis 'n massiewe bedrag geld. So die vraag is, waar op aarde kom dit vandaan? En wie presies het so gelukkig geraak? Wel, die antwoord is nogal verrassend. Dit kom alles van 'n piepklein Karibiese eilandjie af. En daai hele bedrag, dis hulle inkomste vir net een enkele jaar 2023. En die bron van hierdie fortuin is net twee klein lettertjies. .ai. Ja, jy het reg gehoor, die domeinnaam. Dis die toevallige digitale goudstormloop wat hierdie hele gesprek aan die gang gesit het. En dis presies wat dit was, 'n toevallige goudstormloop, gebore uit die KI-revolusie. So, kom ons duik 'n bietjie dieper. Hoe het die KI-oplewing hierdie klein eilandjie se landkode per ongeluk in 'n digitale goudmyn verander? Kyk, die skaal hiervan is, wel, dis verstommend. Dink gou hieroor. In 2023 het .ai alleen $32 miljoen vir Anguilla ingebring. Dis meer as 10% van hulle hele BBP. En dit is net die begin. Registrasies het letterlik ontplof, van so 144.000 in 2022 tot meer as 850.000 teen 2024. En dan kry jy nog hierdie maalverkope, soos Cloud.ai wat vir $600,000 verkoop is. Dit wys jou net, daai twee letters is ongelooflik waardevol. Maar so indrukwekkend soos hierdie storie is, dit wys eintlik 'n baie dieper probleem uit, 'n soort van taalkundige gaping in ons digitale wêreld. Dink daaroor. Hoekom is .ai so gewild? Want in Engels staan AI vir Artificial Intelligence. Die hele tegnologiewêreld wat Engels praat, snap dit dadelik. Maar wat as dit nie die akroniem in jou taal is nie? Wat dan? En dis presies waar die probleem lê. In Engels, ja, AI is Artificial Intelligence. Maar vir meer as 1 miljard mense wat Romaanse tale praat soos Spaans, Frans, Italiaans, Portugees, vir hulle is die term IA, Intelligentia Artificial, Intelligence Artificial. Jy sien, dit skep 'n massiewe digitale blindekol vir 'n reuse deel van die wêreld. En dit is waar die groot idee inkom. Die sentrale voorstel waaroor ons vandag praat, is splinternuwe topvlakdomein .ai, 'n digitale tuiste vir al daardie Romaanse taalsprekers en hulle visie vir die toekoms van KI. Maar hou vas, die visie vir .aa is soveel groter as net nog 'n adres op die internet. Dis 'n heeltemal nuwe manier van dink oor wat 'n domein kan wees, wat dit kan doen en, nog belangriker, vir wie dit bedoel is. Die tegniese hart van hierdie idee word 'n tweeling TLD genoem. Nou, dit klink dalk vreeslik ingewikkeld, maar is eintlik 'n oulike konsep. Dink daaraan soos 'n meestersleutel wat twee verskillende deure kan oopsluit. Een na die internet soos ons dit ken en een na iets nuuts. So, aan die een kant het jy Web 2, die internet vir ons mense, webtuistes, e-pos, daai tipe goed. Maar aan die ander kant het jy Web 3, 'n wêreld vir KI-agente. En dit is die deurbraak. Hierdie domein dien as 'n brug. Dit gee elke selfstandige KI-agent 'n veilige, ververifieerbare digitale identiteit. En hoekom maak dit saak? Want vir 'n toekoms waar KI's met mekaar handel dryf, is vertroue en identiteit absoluut kritiek. Nog 'n belangrike punt, hier is nie 'n geldmaakskema nie. Die hele plan is dat .1 'n digitale openbare bate moet wees. Nie beheer deur een land of 'n groot korporasie nie, maar deur 'n internasionale nie-winsgewinse organisasie, baie soos die .ee domeinwerk. En die beste deel, die plan is om meer as 90% van alle inkomste direk terug in die gemeenskap te ploeg. Dink aan befondsing vir KI-onderrig, navorsing en infrastruktuur. Reg, dit klink alles fantasties, né? 'n Briljante visie. Maar daar is 'n reuse probleem, 'n byna onoorkomlike struikelblok, en dit bring ons by die eintlike stryd, die massiewe bureaukratiese geveg vir hierdie twee klein letters. En daai struikelblok se naam is ICANN. Jy kan aan hulle dink as die poortwagters van die internet se adresboek, en hulle het 'n baie streng reël: geen nuwe twee-letter domeine nie. Punt. Hulle wil konflik met landkodes vermy. Op die oog af lyk dit soos 'n massiewe, onbeweeglike bureaukratiese muur. Maar soos ons weet, het elke Goliat 'n swak plek.
En in hierdie storie is die eerste klippie in die slingervel die EU-model. Onthou jy dit? In 2005 het die internasionale standaarde organisasie 'n uitsondering gemaak vir die Europese Unie. En die EU is nie 'n land nie, dis 'n supranasionale entiteit. Dit het bewys die reëls kan buig. En dan is daar die tweede ewe kragtige president, .cat. In presies dieselfde jaar het ICANN hierdie domein goedgekeur, nie vir 'n land nee, maar vir die Katalaanse taal- en kultuurgemeenskap. En dit maak die argument soveel sterker. Want as dit vir die Katalaanse gemeenskap kan werk, hoekom die JOS nie vir 1 miljard Romaanse taalsprekers nie? So, die strategie het twee bene. Eerstens, die ISO-roete. Gebruik die .eu voorbeeld om erkenning te kry as 'n spesiale internasionale gemeenskap. En tweedens, die ICANN-roete. Gebruik die .cat voorbeeld om te argumenteer dat hierdie 'n domein vir 'n taalgemeenskap is. Dis 'n ingewikkelde pad, verseker, maar dis nie onmoontlik nie. Goed, so kom ons sê hulle kry dit reg. Hulle navigeer deur al die burokrasie. Hoe groot kan hierdie ding word? Is dit moontlik dat .ai die hele landskap van die internet vir altyd kan verander? Wel, as ons na die projeksies vir 2030 kyk, is dit fascinerend. Ja, .com gaan nêrens heen nie, dis steeds die koning. Maar kyk hier, in 'n aggressiewe scenario kan .ai teen daai tyd 4.5 miljoen registrasies hê. Dit maak dit oor na 'n reuse speler in die mark. En die rede hoekom is eenvoudig. Dis nie net 'n domein vir mense nie. Dis die eerste domein wat spesifiek ontwerp is vir die biljoene KI-agente wat in die toekoms 'n veilige digitale tuiste gaan nodig hê. En dit alles bring ons by een laaste groot vraag. Is dit die toekoms van digitale identiteit? 'n noodsaaklike brug tussen mens en masjien wat die internet meer inklusief maak vir almal? Of is dit maar net 'n onmoontlike droom, een wat gaan vasval teen die massiewe mure van internetbureaukrasie? Die uitkoms van hierdie geveg oor net 2 klein letters, mag dalk net die toekoms van die hele internet bepaal.